Vrydag het ons gesels oor verbonde, oor wat 'n verbond werklik beteken, ook oor die verbond wat ek en jy deur Christus Jesus met God, die Vader het. Ons het gepraat van hoe ernstig 'n verbond is en hoe ernstig Christen wees werklik is, want ons maak Christendom so goedkoop. Ons het gepraat oor hoe ernstig die marteling en die kruisdood van Jesus werklik was. Maar ons het ook gepraat van hoe moet ek en jy erns begin maak met ons geloof, erns begin maak met ons Christendom. En as jy nie Vrydag hier was nie, wil ek vir jou vra, gaan kyk die preek. Ek het dit uitgesit op die broadcast groepie ook. As jy nog nie op Facebook die kerk se bladsy gaan like dit nie, gaan like dit. Jan sit vir ons elke week die preke op. Moenie iets mis nie, maar gaan kyk asseblief, dat jy kan verstaan die erns rondom hierdie goeters. Op Vrydag was kruisiging, vandag vier ons die opstanding en ons behoort te jubel en te juig en ons behoort dit behoorlik te vier, te celebrate. Linda het so bietjie aan dit gevat. Ons sit en ons dink, en ons het sulke lang gesigte, maar is eintlik 'n feesviering dag vandag. Want as dit nie vir hierdie dag vandag was nie, het ek en jy soveel ander gelowe die knie gebuig voor mensgemaakte beelde, voor dooie gode. Maar ek en jy lewe en ons dien 'n lewende God. Want hy het opgestaan, die graf is leeg. Kom ons gee vir die Here net 'n bietjie 'n lekker handeklapie. Uit jou alles uit. Nou net so 'n bietjie agtergrond. Christen het Paasfees reeds in die vroeë Christendom, hier in die 1ste en die 2de eeu na Christus begin vier om die opstanding van Jesus Christus te celebrate en te onthou. Nou in die vroeë kerk, veral in Klein-Asië, die opstanding dikwels op die 14de Nisan, die maand, saam met die Joodse Pasga geval. Hulle daai selfde dag het hulle dit gevier. Maar die Romeinse Christen het dit weekliks op 'n Sondag gevier, op die dag van opstanding. Elke Sondag het hulle dit geselebrate. En ek en jy doen dit so halfhartig, een keer 'n jaar, en Sondag as ons hiernatoe te kom, is dit nie regtig 'n celebration nie, want tog, ek het nog 'n bietjie gelê het, maar my vrou was so aanhoudend en genek, en toe staan ek tog maar net op, nou sit ek hier met my dik bek lang gesig. Dis mos nie hoe dit moet wees nie. Jy moet mos uitsien om hiernatoe te kom. Dit moet 'n feesviering wees in dankbaarheid vir wat die Here vir jou gedoen het. So as jy hierso sit vanoggend met 'n borslappie wat hier hang, is eintlik jou lip dalk wat hierso sit en nie 'n borslappie. Trek hom 'n bietjie op en wees dankbaar en vreugdevol vir die genade van die Here, vir sy liefde dat ek en jy hier kan wees. Het julle gesien in Nigerië hoeveel Christene word alweer doodgemaak? En hier sit ek en jy lekker. Ons kom kerk toe wanneer ons wil, ons kan met oop deure sit. Hoeveel mense sit en kruip weg, want hulle word vervolg. Hoeveel mense sterf vir Jesus, maar ek en jy kan nie eens vroeg opstaan elke Sondag om kerk toe te kom nie, want dit is te veel moeite. Dis 'n verskriklike ding. Ek en jy het nodig om werklik ons vreugde in die Here te kry en te besef waaroor gaan die kruisiging en die opstanding. Nou na aanleiding van dit wat Jesus vir ons gedoen het op Vrydag so baie jare gelede, kan ek en jy sê dat ons Christen gelowiges se lewe, ons lewens is 'n lewe vol wonderlike genade. Amen. Daar's daar iemand wat se lewe vol wonderlike genade is. Is jou lewe vol wonderlike genade? Amen. Dit is. Soos ons Vrydag ook gesê het, hierdie lewe is 'n lewe waar God die belangrikste is. En ons het gevra, is God die belangrikste in jou lewe? En party van ons moes hier kyk, en party van ons moes daar kyk, en party van ons het maar net ons oë toegemaak en ons koppe geskid. Maar ook, behalwe vir die feit dat God die belangrikste is dit ook mense, ons geliefdes, medegelowiges en selfs verlorenes, moet ek en jy sien as belangriker as onsself.
Ek en jy ken ons verlosser. Wat van die mense langs jou? Kan ons toe kyk hoe hulle hel toe gaan? Maar ek is okay. Dis nie wat die Here gesê het nie. Dit stop nie by ek is okay nie. Dit stop by die res wat saamgaan. Wat van jou kinders, wat van jou familie, wat van jou man, jou vrou, jou ma, jou pa? Wat van hulle? Hoor 'n bietjie Matteus 5 vanaf vers 13. Die taak van Jesus se volgelinge. Julle is die sout wat die aarde 'n beter plek moet maak. Maar as die sout verslaan het, kry jy dit op geen manier weer sout nie. Dis totaal onbruikbaar. Al waarvoor dit goed is om dit buite in die straat uit te gooi, sodat die mense dit kan plattrap. Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en maak dit onder 'n maatemmer toe nie. Inteendeel, jy sit dit op 'n lampstander, dan maak dit lig vir almal in die huis. Julle moet so voorbeeldig lewe dat julle 'n helder lig sal laat uitstraal. Dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. Een van die fantastiese dinge in die Bybel wat so awesome is. Ons God is so awesome, hy's so fantasties. Weet jy, as 'n mens net so 'n bietjie begin delf en krap en jy begin kyk en jy kyk na die karakter van God, en dan besef jy net hoe awesome en super fantasties is hy. Dan besef jy net, maak nie saak hoe grand en spoggerig jou girlfriend of jou vrou is nie. Hulle kom nie naby nie. Maak nie saak wat so goeie ma jy gehad het nie of het nie. Hulle kom nie naby nie. Daar is net een God, daar is net een wat super awesome, fantasties verby is, en dis ons God. En een van die awesome dinge van die Here is, hy gee eers, en dan vra hy. Hy vra van my, maar hy gee eers wat ek nodig het, om te kan doen wat hy van my vra. Dis genade dat ek nie uit myself en uit my eie krag en vermoë dinge moet doen wat God van my vra om te doen nie. Dit wat ek hier staan, dit wat die musikante hier staan, die Here het vir ons gegee, en dan gebruik hy. Ons hoef nie met ons eie tricks en moves te kom nie, die Here gee. 'n Paar voorbeelde uit die woord uit, Genesis 17, God sluit eers 'n verbond met Abraham, julle onthou, hy was Abraham, toe sluit God 'n verbond met hom, te word hy Abraham, nee, ons het Vrydag daaroor gepraat, met die verbonde. Hy het eers met hom 'n verbond gesluit en toe vra hy vir hom, hou die verbond. In die Nuwe Testament lees ons in hierdie Matteus 15 wat ons nou 5 wat ons nou gelees het. Julle is die lig vir die wêreld, sê die Here. Hy kom eers en hy sê, julle is die lig van die wêreld. En daarna gee hy die opdrag, laat julle lig so skyn. Eers sê hy, ons is die lig. En dan kom hy en hy sê, laat julle lig so skyn. Deur die hele Bybel bly dit so, God gee eers en dan vra hy. En dis belangrik. En dis waaroor ons bietjie gaan gesels vanoggend. Onthou, die eerste ding, my verhouding met God begin nie by my nie. My verhouding met God begin nie by my nie. God begin die verhouding. Hy kom eerste na my toe. Hy gee eerste. Hy maak my eerste vas aan hom. En dan verwag hy dat ek vasgemaak aan hom sal lewe. Hy kom en hy maak eerste vas. En dan vra hy, lewe vasgemaak aan my. God begin die verhouding met ons uit sy inisiatief, deur sy genade en deur sy liefde. Nie omdat ons dit verdien nie, want as ek en jy dit moes verdien, sal dit nooit gebeur het nie. Jy's reg dom. Want ons kan dit nie verdien nie. Uit genade en sy liefde kom hy en hy begin dit met ons. Hy trek ons na hom toe, want hy ken ons van geboorte af. En hy vestig 'n verbondsverhouding met jou en met my, dit waaroor ons gepraat het Vrydag, deur Jesus Christus. En deur Jesus Christus in hierdie verhouding kan ek en jy 'n persoonlike verhouding met God hê. Op geen ander manier nie. Net deur Jesus Christus se genade.
Onthou, hierdie verhouding is God se inisiatief. Die Bybel leer dat God die een is wat die eerste stap neem, gewoonlik deur die Heilige Gees. En die Heilige Gees kom en hy begin hier binne in jou werk. Want onthou, mense uit hulle self soek nie na God nie. Want ons is happy hier in die wêreld en met ons sonde en met ons dingetjies. Die Heilige Gees kom en hy begin hier in jou werk. En hy begin hierdie dingetjies en hierdie vrae. En maar is daar nie iets anders nie? Is daar nie iets meer nie? En hy begin maar hierdie ding wat ek doen, hierdie porno wat ek kyk, hierdie gesuipery, drinkery, skies elke naweek, begin my bietjie pla. Wie is dit? Dis die Gees van God wat begin en om dit te werk. En dan begin ons hierdie, maar daar moet iets meer wees. Dit waarvoor ek lewe, is dit al wat daar is in die wêreld? Dis die Heilige Gees wat begin werk. Die verhouding word beskryf as 'n verbond wat eensydig deur God begin is, maar tweesydig in stand gehou word deur ons aanvaarding. So God begin met die verhouding, maar dan verwag hy ek en jy moet saamwerk aan hierdie verhouding. Ons kan nie net, mense sê ons hierdie ding van laat God se water oor God se akker loop. Laat dinge maar net gebeur. Nee, in jou geloof werk dit nie so nie. Ek en jy het nodig om te werk aan ons verhouding met die Here. Ons het nodig om saam met die Here te loop, om hierdie pad te stap. Hy gee en ek en jy gee. Dis soos in 'n huwelik. As net een gee die heeltyd, kan daai huwelik nie werk nie. Maar ons dink dit gaan werk met God, want ons staan die heeltyd bakkant. Ag Here gee, ag Here gee, ag Here nog. Wat gee jy? Wat gee ek? Waar is jou deel van hierdie verhouding, van hierdie ooreenkoms? God ken ons reeds voordat ons gebore is, soos ons sien in Jeremia 1 vers 5, wat wys weer eens dat die geestelike reis van my en jou begin by hom. God is 'n verhoudingsgod wat begeer om naby ons te wees en om sy liefde met ons te deel. Hy is nie met respek gesê, nee, ek wil dit nie sê nie. Hy is nie iemand daarbo nie. Want dis wat soveel van ons dink, dis maar net die man daarbo. Hy is nie. Hy's 'n God wat 'n verhouding met my en met jou wil hê. Hy wil sy liefde met ons deel. Hy wil hê ons moet hom ervaar. Hierso op hierdie aarde moet hy deel van ons lewens wees. Dis wie hy is. 'n Persoonlike verhouding begin wanneer ons deur God se trekkrag Jesus Christus as verlosser aanneem. Soos ek net nou gesê het, jy kan nie daai verhouding begin as jy nie Jesus Christus in jou lewe het nie. Ek en jy kan nie, maak nie saak hoe grand of spoggerig jy is, maak nie saak hoeveel geld jy het nie, maak nie saak hoe mooi jy Afrikaans kan praat, of hoe mooi jy kan sing, of wat ook al nie. Jy kan nie deur dit in 'n verhouding met God ingaan nie. Daar's een manier. Jesus Christus. As net een. Maak nie saak hoe grand of spoggerig ons is nie. Ons is vuil. Ons is besmet met sonde. Ons kan nie in God se teenwoordigheid inkom nie. Ons het 'n middelaar nodig wat ons skoon was, wat ons daar kan inkom. Met Jesus Christus kan ek en jy ook teen die verkeerde veg. Jesus het ons geleer, daar's soveel mooi dinge in die woord. Ons het niks nodig om te probeer uitfigure of uitdink nie, of dit is van kinders grootmaak tot 'n man kies of 'n vrou kies, die Here gee vir ons alles in die woord. Alles is daar, hoe ons moet lewe en wat hy van ons verwag. Wie van julle het al gehoor van die bergpredikasie? Almal het al gehoor van die bergpredikasie, nê? En dan kom die Here en hy teach so baie dinge en hy gee vir ons soveel waarhede. Daar's soveel wat ek en jy kan leer. Matteus 5. Ek dink dit begin, dis 4, 5 en 6 is die bergpredikasie as ek reg is. Of 5, 6 en 7. Mag gaan kyk. As jy nou by die huis kom, gaan bietjie gaan lees Matteus en daai bergpredikasie. Gaan leer bietjie en lees al die wyshede wat die Here vir ons gee in daardie gedeelte. Met die bergpredikasie, dis waar hierdie gedeelte kom van julle is die sout van die aarde. En met hierdie beeld en met hierdie woorde het die Here die sout as 'n beeld gebruik. En hoe moet ek en jy hierdie beeld verstaan?
Nou in daardie tyd was sout se belangrikste werk gewees, was om seker te maak dat kos nie sleg word nie. En dit is die betekenis van sout wat Jesus met hierdie beeld gebruik het. Gelowiges is die koninkryk in die koninkryk van die hemel is die sout van die aarde. Wanneer ek en jy Jesus Christus aangeneem het as verlosser en saligmaker, is ek en jy volgens die Here die sout van die aarde. Ons as Christen gelowiges hoef nie iets te doen om sout te word nie. Jesus Christus kom en hy sê vir ons, julle is die sout van die aarde. Julle is die sout van die aarde wanneer ons hom aangeneem het, né? Wat presies beteken dit vir my en vir jou as 'n wedergebore kind van die Here? Ek en jy lewe in hierdie wêreld. Ek en jy lewe in hierdie wêreld. Ons kan nie wegkruip nie. Ons kan nie soos die Amish een kant op ons eie gaan bly en niks assosieer en niks doen met ander mense nie. Dis nie wat die Here verwag nie. Die Here verwag van my en van jou, ons is in hierdie aarde. Ons kruip nie weg nie, want ons is die sout van die aarde. Ek en jy het die geestelike krag en die vermoë om die verkeerde teen te werk. Ons kan keer dat die verkeerde, dat sonde die gemeenskap waar ons leef oorheers. Ek en jy het bietjie nodig om 'n ruggraat te groei en op te staan. Want ons maak so ons oogies toe vir die verkeerde wat om ons gebeur. As daar nie elektrisiteit is nie, gaan brand ons tyres. Nee, dit werk. Maar wat doen ons wanneer iemand te nagekom word? Ons doen niks. Dis hulle feit. Wat doen ons met die Christene wat doodgemaak word in Nigerië en al hierdie plekke? Hoeveel ure het jy al gebid vir hulle? Hoeveel minute het jy al gebid vir hulle? Het jy al ooit gebid vir hulle? Het ek al ooit gebid vir hulle? Ons kan nie almal hier so op ons bounie spring en dan jaag ons hier op Nigerië toe en DRC toe en al hierdie plekke toe en nou gaan ons fight, nee. Maar ons kan fight op ons knieë. Maar ons doen dit nie eers nie. Want is nie my fight nie. Dis ons familie. Dis ons geestelike familie. Maar ons fight nie vir hulle nie. Jesus Christus het vir my en vir jou sout van die aarde gemaak. Jesus het ons deur 'n almagtige wonderwerk, het 'n aarde toe gekom, hy het 'n mens geword, hy het in die kruis gesterf, hy het die mag wat sonde oor my en oor jou gehad het, het hy gebreek. Deur vir ons uit die doodheid op te staan, het Jesus Christus vir ons nuwe lewe gegee. Deur Jesus is ek en jy nie meer sonde se slawe nie. Ons is nou vegters vir die verkeerde. Maar weet jy wat is my hartseer nê? Want ek sien dit so verkeerd in my eie lewe ook. Ons is fighters. Boog. Ek sit met mense by my in die kantoor. Die lewe loop oor hulle. Hulle lewens val uit mekaar uit. Hoekom? Hulle veg nie. Hoeveel keer het ek myself al gevang, dan is ek in 'n depro of in 'n damp of in 'n ding. Die duiwel het oor my geloop. Ek het nie gefight nie. Ek en jy, die Here het ons gemaak om te veg teen sonde, om op te staan vir ander. Maar ons doen dit nie. Ons kan dit nie eens in ons eie lewens doen nie. Weet jy, as ek sulke dinge soos hierdie sê, dan voel ek soos 'n lamsak, man. Want ek sien, hoe gaan alles agteruit. Ek sien, hoe gaan mense se geestelike lewens agteruit. En hier kom die Here en hy sê, jy sout, Jakob, jy sout. Waar gooi jy die sout? Nee, ek het nie. Ek het die sak met sout daar by die huis verloor, of ergens, somewhere along the line. Waar is jy vanoggend? Ek en jy, die Heilige Gees in ons. Hy gee vir ons die geestelike krag om teen die verkeerde te wil en te kan beklei. Maar weet julle wat doen ons? Ons luister nie as die Gees van God met ons praat nie. Hy kom en uit hierdie sagte fluisterstem en dis wie hy is.
Nou ignoreer ons hom. En dan kom die Heilige Gees en hy sê, kry klaar met hierdie ding. Ja, ek weet nie, dis moeilik. Of, ek geniet dit nog so bietjie. Ag Here, gee my nog so 'n jaar om te rook of te whatever. Dan gaan ek ophou. Ek is nog nie nou reg nie. Of begin hierdie bediening, raak betrokke in hierdie bediening. Ek luister nie. So wat gebeur? Die Heilige Gees is 'n gentleman, hy onttrek, hy staan terug. So wat gebeur? Ons het nie meer die krag van die Gees van God in ons nie. Ons kan nie meer beklei nie. Want die Gees is nie meer kragtig en werkend in ons nie, want ons het hom ontken. Ons het hom doodgedruk as te ware in onsself. Jesus het daardie dag teen die berg, het hy ook gesê, julle is die lig van die wêreld. Onthou in die Bybel is lig die beeld vir lewe en duisternis is die beeld vir sonde en die dood. Jesus is die lig wat skyn in die duisternis. Ons lees daarvan in Johannes 1 vers 5. Daardie woorde beteken Jesus is die seun van God, ons verlosser wat ware ewige lig het en lewe gee. Hy het die duisternis na die duisternis die aarde in sonde en mense wat in sonde vasgevang is gekom. Hy het afgekom vir ons. Vir jou kinders, vir jou kleinkinders, vir jou nageslag tot hy ons kom haal. Hy het vir almal gekom. Vir elke een wat in sonde vasgevang is om ons los te breek. Hy het gekom om lewe te gee en hy het lewe gegee. Deur die kruisdood, deur die opstanding het hy lewe gegee vir elke een van ons. Die sondige wêreld, die sondige mense in die wêreld het alles probeer om vir Jesus te keer. Om vir my en vir jou hierdie lewe te gee. Dink aan Herodes met Jesus se geboorte. Dink aan die duiwel wat vir Jesus versoek het. Die fariseërs wat hom gehaat het, wat hom onskuldig laat kruisig het en soveel meer het die duiwel probeer om te stop wat die Here vir ons bring. Maar niks en niemand kon stop wat die Here vir my en vir jou gebring het nie. En vir my en vir jou wou gee 'n lewe van lig. Dat Christen 'n lig is beteken dat ons vrygekoopte, verloste, nuwe mense is. Elke wedergebore Christen het die ware lewe wat Christus Jesus vir ons gee. Die ware lewe is lewe by God en vir hom. Dit is 'n lewe wat vir 'n ewigheid tot in alle ewigheid duur. Ons verstand, ons het nou eendag gepraat en so 'n bietjie so, hoe lank is 'n ewigheid? Wanneer het dit begin? Hoe lank bestaan God? My brein is te klein. Ek kan dit nie uitfigure nie. Ek kan nie. En dis hoekom die woord van die Here sê, glo soos 'n kind. Ek glo in die woord van God. Dit wat daar geskryf staan, dit glo ek. Ek wil dit nie debatteer nie, ek wil dit nie twis nie, ek wil dit nie uitfigure nie, ek wil dit nie beredeneer nie. God het dit gesê. Ek glo dit. En dit is klaar. Dit is klaar. Die woord van die Here is lewend kragtig. Niemand is van self lig nie. Niemand is van self 'n verloste mens nie. Jesus Christus maak ons lig. Hy verlos ons deur sy kruisiging en die opstanding en die oorwinning van die duisternis van sonde en die ewige lewe wat hy vir ons gee om die ewige dood te verwoes. Deur sy lewe gee hy vir ons om op te staan. Deur sy lewe gee en vir ons nigtig. Dwaal ek hier oor my woorde. So deur die dood van Jesus Christus, deur sy opstanding het hy vir my en vir jou lig gemaak. En dit beteken nie as jy daar op die myn werk met jou torchie, jy's lig nie. Hier is 'n ander lig, né? Ja, dis lig wat ons uitstraal. Dis lig van die liefde van God. Christene, ek en jy is van sonde verlos. Sonde het nie meer mag oor ons nie. Ons leef nou onder Jesus Christus se mag, onder sy sorg en sy liefde. Dit is wonderlike genade in elke ene van ons se lewens. Weet jy dat jou lewe lewe van genade is? Amen. 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 Weet jy dat jou lewe 'n lewe van genade is? Amen. Klink beter. Amen.
Dit is 'n lewe van genade. Ons Christene het nie die genade van verlossing en sonde ontvang om daarmee niks te doen nie. Wat doen jy met dit? Wat doen jy met hierdie geskenk wat die Here vir jou gegee het? Jakobus, Jesus se broer, is baie duidelik in die brief wat hy geskryf het aan die kerk en ook aan my en aan jou. Luister na sy woorde. Jakobus 2:26. 'n Liggaam wat nie asemhaal nie is dood. So is ook geloof wat nie tot dade kom nie dood. Waar is jou geloof? Waar is jou geloof? As jy jouself meet in hierdie woorde, geloof wat nie tot dade kom nie, is dood. Waar is jou geloof vanoggend? Lewe jou geloof, of het jy 'n dooie geloof? Sjoe, moet ons self meet, né, vanoggend. Christen het die genade van verlossing ontvang sodat ons iets met hierdie genade kan doen. Jesus ons verlosser wil hê dat ek en jy teen die verkeerde in hierdie wêreld moet veg. Maar ek en jy het so deel van die stroom al geword, né? Ons gaan maar net saam. Ons gaan maar net saam. Ons float maar net saam. Ons float maar net saam. Daar's soveel verkeerd in ons omgewing, in ons gemeenskap, in die stad, in ons land, in die wêreld. Jesus het vir my en vir jou verlos van sonde. Hy vra dat ek en jy deur ons lewens vir mense sal wys dat ons vrygekoop is van sonde. Dat daar iets anderste is in die lewe. Ek en jy moet opstaan, ons het net nou daaroor gepraat. Ek en jy moet opstaan, ons moet optree teen dit wat verkeerd is. Nie net ons deure sluit en sê niks met my uit te waai nie. Jare terug, ons in Randfontein gebly en ons was bietjie weg en ons het iemand gekry om ons huis op te pas, 'n jong laaitie wat saam met my gewerk het. Ek was toe ook nog 'n jong laaitie, maar hy was baie jonger as ek. Seker ten minste 2 jaar, ek weet nie. Maar in 'n geval. Toe vra ons die mannetjie om ons huis op te pas. En hy was bang. Hy het nooit daar geslaap. Hy het by sy pa se huis geslaap. Dit vind ons dan eers uit toe hulle inbreek. En die bure het almal gehoor hoe breek hulle die diewering af. Maar niemand het gekyk nie. Dis sad, nee. Dis bitter sleg. Weet jy wat, ek en jy doen dieselfde vandag met ander mense se geestelike lewens. Ons siene word daar ingebreek, ons siene word daar gesteel. Maar ons doen niks. Maar net nou kry ek seer, net nou word ek gelabel. Net nou sê mense, ja maar. So ek bly by myself. Dis nie hoekom die Here ons gered het nie. Die Here wil hê ek en jy moet wys dat ons leef deur ons lewens dat hy die een is wat ware lewe gee. Lewe wat Jesus gee is lewensverloste nuwe mense. Dis 'n ewige lewe, ware lewe, ewige lewe deur Jesus Christus. Is lewe met geloof in hom, liefde vir hom en gehoorsaamheid aan hom. Dis wat dit is. Om gehoorsaam te wees, om lief te hê. Die meeste mense in ons land en reg oor die wêreld is hierdie aardse lewe, die hier en die nou, die belangrikste lewe. Prestasie, my posisie, my geld, my huis, my dinge, my bike. Dis die dinge wat die belangrikste geword het. Want ek lewe vir dit nou. Ek lewe vir dit hier. Ons sien dit. Ons hoor hoe mense praat, ons sien wat hulle doen. Weet wat vir my mind-boggling is, nee. Ek kyk al hierdie biljonêers en die miljonêers, nee. En ek kyk, ons mos nou 'n nuwe biljonêr in Afrika wat nou sy besigheid verkoop het, die oomie, en ek dink hy's nou die 3de rykste in Afrika, hier van Suid-Afrika af. En dan dink ek myself met al daai biljoene wat jy het,
Wat gee jy vir die koninkryk? Wat gee jy vir die Here? Wat 'n verskil kan dit maak? En terwyl ek hierdie dinge so bepeins en bedink en bealles, sê die Here vir my, ja, jy gee jou 10de, en jy gee tyd, maar dink jy nie daar kan bietjie meer wees wat jy kan doen nie? En ek moet sê, is reg, Here, daar is meer. Dit is vir my baie maklik om vingers te wys, maar dit begin by my. Dit begin by my. Dit begin by jou. Ons gelowiges is anderste. Ons is veronderstel om anderste te wees. Ons is verlos van sonde, ons het die ware lewe deur Jesus Christus. Ek en jy kan nie in ons huise wegkruip nie. Ons kan nie hier in die kerk wegkruip nie. Ons verlosser, Jesus, verwag van my en van jou dat ons in die wêreld anderste sal wees. Ek sê nie as jy tot bekering kom, los jou werk en gaan iets anders. Nee, die teendeel. As die Here jou gered het, daar waar jy is, by jou werk of wat ook al, werk daar. Jou arbeid daar. Wees anderste. Daar. Toe ek tot bekering gekom het in hierdie boilermaking shop, ons het boilermakers en riggers, ons het 'n klomp rowwe manne wat hier gewerk het op daai stadium. Ek het vir 2 weke elke dag gehuil. As ek hier ingeloop het, het ek soos 'n sissie geloop en chunky heel dag. Want dis wat die Here my hart gedoen het. En hier het ek die verskil begin maak met die mense. Die Here het ons geroep, ons is in hierdie wêreld, maar om anders te lewe en die voorbeeld van hom uit te dra vir die mense. Jesus Christus het met sy lewe op aarde aan God sy Vader al die eer gegee. Jesus wil hê dat ek en jy as sy disippels so sal leef, dat ons wys dat hy in ons lewens is, sodat ander mense kan sien, ons is anders. Sodat mense kan sien, Jesus Christus is in ons lewens. Hoe lyk jou lewe vanoggend? Kan mense sien dat Jesus in jou lewe is? Jy sit hier in die kerk vanoggend, omdat jy op een of ander manier of een of ander level, as ek dit so kan noem, 'n verhouding met Jesus het. Miskien is jy hier omdat jy 'n skuldgevoel het vanoggend. Miskien is jy hier omdat iemand jou gesê het, kom kerk toe. Maar vanoggend wil ek jou die vraag vra. Sien mense Jesus in jou lewe? As hulle dit nie sien nie, is dit vandag tyd om met die Here reg te maak. Amen. Ons gaan vanoggend weer nagmaal gebruik. Amos, Louis, Redrick, Quentin, sê julle vir ons uitdeel asseblief. Nou Vrydag het ons ook nagmaal gebruik. En Vrydag het ons die nagmaal gebruik simbolies van die verbond wat God met ons gesluit het. Vandag gaan ons die nagmaal so 'n bietjie anders te gebruik. Vrydag het ons dit saam gebruik. Vandag gaan ons elkeen dit op ons eie tyd gebruik. En ek wil vra, terwyl jy ons gaan 'n liedjie speel en jy het genoeg tyd, terwyl jy so met die nagmaal elemente sit en ons luister die liedjie, wil ek hê met die Here gesels oor die 26ste versie, dankie Louis, van 1 Korintiërs 11. Ek weet julle almal ken 1 Korintiërs 11, né? As jy hom nie ken nie, 1 Korintiërs 11 vers 26. Want elke keer as julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die Here se dood totdat hy terugkom. Hoor mooi? 1 Korintiërs 11 vers 26. Want elke keer as julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die Here se dood totdat hy terugkom. So my vraag aan jou is, verkondig jou lewe
die dood, die opstanding en die oorwinning van Jesus. Spreek jou lewe dit. Spreek jou lewe Jesus. En as jou lewe dit nie spreek nie, wil ek vir jou vra, maak dit reg. Maak vandag reg met die Here voordat jy hier uitloop en voordat jy die nagmaal elemente gebruik. Hy onthou die Here se liggaam is gebreek vir ons, dat ons nie vasgevang te hoef te bly in sonde nie. Sy bloed het ons skoon gewas, maar ook verseël tot die dag dat hy kom as ons in sy wil bly. Dankie Doopie.
Baie dankie, Abba Vader. Dankie Koning Jesus dat U lewe gegee het vir ons wat dit nie verdien het nie. Dankie dat ons nie meer verlore is nie, maar dat ons gered is. Dankie Here dat U ook die stikkende mense wat ons is, dat U vir ons kom herstel en dat U vir ons wil gebruik. Dit is 'n voorreg dat ons in die diens mag wees. Gebruik elkeen van ons deur ons lewens, dat ons U sal verheerlik en die koninkryk sal bou. Ons eer U en ons dank U vir die wonderlike liefde vir ons. Amen.